Nou ja, vriende, ek gaan vir jou nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons gaan weer die gedeelte lees in 1 Samuel hoofstuk 1, 'n gedeelte in hoofstuk 2 en 'n klompie versies in hoofstuk 3. En wil ons dan voortgaan met dit wat ons dan so 3-4 weke by begin stil staan het, die lewe van Samuel as karakter en so bietjie kyk na kind wees in die Bybel. En Samuel en die seuns van Eli gebruik as voorbeelde van hoe en wat die Bybel met ons deel oor kinders. So ek nooi vir jou om die woord oop te maak en ons gaan saam lees. Vergeet die storie. Vergeet die storie van Samuel en kyk na die detail. 1 Samuel hoofstuk 1 vers 1. Daar was 'n sekere man uit Ramathaim, 'n Sefiet uit die gebergte van Efraim, en sy naam was Elkana, die seun van Jehoram, die seun van Elihu, die seun van Tohu, die seun van Suf, 'n Efratiet, uit die stam van Efraim. En hy het 2 vroue gehad, die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Peninna. En Peninna het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. Vers 9. Toe staan Hanna op, nadat hulle geëet en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê: Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien en aan my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe. En geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy dank gebid het voor die aangesig van die Here, en Eli op haar ag gegee het, vers 20, en by die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Toe die man Elkana dan met sy hele huisgesin opgaan, om aan die Here die jaarlikse offer van sy gelofte offer te bring, het Hanna nie saamgegaan nie, maar sy het aan haar man gesê: Eers wanneer die seun gespeen is, sal ek hom bring dat hy kan verskyn voor die aangesig van die Here en daar vir altyd bly. Vers 27. Om hierdie seun het ek gebid, en die Here het my bede aan my gegee, wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan ook af aan die Here al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan, en hy het die Here daar aanbid. En dan blaai ons na 1 Samuel hoofstuk 2, vers 11. Daarna het Elkana na sy huis na Rama gegaan, terwyl die seun Samuel by die priester Eli die Here bly dien het. Vers 12 van hoofstuk 2.
Maar die seuns van Eli was deugniete en hulle het die Here nie erken nie. Vers 17. En die sondes van die jong manne was baie groot voor die aangesig van die Here, want die mense het die offer aan die Here verag. Maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here, omgord met 'n linne skouerkleed. Vers 22. Maar Eli was baie oud, en as hy hoor alles wat sy seuns aan die hele Israel doen, en dat hulle gemeenskap het met die vroue wat dien by die ingang van die tent van samekoms, dan sê hy vir hulle, waarom doen julle sulke dinge? Dat ek van hierdie hele volk julle slegte dinge moet hoor. Dit moenie wees nie, my seuns, want dit is geen goeie gerig wat ek hoor nie, julle maak dat die volk van die Here oortree. Vers 25. As mens teen mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom. Maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as skeidsregter optree? Maar hulle, dis die seuns van Eli, het nie na hulle vader geluister nie, want die Here wou hulle ombring. Maar die seun Samuel het toegeneem in grootte en in guns by die Here, sowel as by die mense. En dan blaai ons na 1 Samuel hoofstuk 3. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli, en die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. En in die tyd dan, terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie, toe die lamp van God nog nie dood gegaan het nie, en Samuel lê en slaap in die tempel van die Here, waar die ark van God was, het die Here na Samuel geroep. En hy het geantwoord, hier is ek. Daarom loop hy na Eli en sê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord Eli, ek het nie geroep nie, gaan slaap maar weer, en hy het geloop en gaan lê. Vers 8. En die Here het Samuel weer geroep vir 'n derde maal. Hy het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Kyk nou, toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. Daarom het Eli vir Samuel gesê, gaan lê, en as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want u knegg hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê. Toe het die Here gekom en gaan staan en geroep, soos die vorige kere, Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek, want u knegg hoor. Toe het die Here aan Samuel gesê, kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel, waarvan elkeen wat dit hoor, se 2 ore sal tuit. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Ek hoop en ek vertrou dat die Here sy woord in ons hart gaan seën. Ek wil gaan by deel 2 dan van hierdie geleentheid en by jou stil staan onder die tema Samuel, toegewy aan God, maar ontmoet God eers baie later. Ek wil hê jy moet vanmôre mooi kyk na dit wat ons hier lees, en ek wil jou vinnig terugvat na dit wat ons verlede week of 2-3 weke terug by stil gestaan het.
Ons lees hier van twee gesinne, wie se kinders, en ek wil jy moet mooi kyk, op 'n baie spesiale wyse deel was in die tempel in Silo, in diens van die Here. Al twee die gesinne, Eli se seuns en Samuel, Elkana en Hanna se seun, was baie spesiaal toegewy om in die tempel diens aan die Here te doen. As ons na Eli kyk, dan sien ons dat Eli uit die stam van Levi was. En as die stam van Levi 'n baie unieke roeping gehad het om diens te doen in die tempel. Dit was elke Leviet se natuurlike roeping. So ernstig het God hierdie stam gekies, dat hulle nie eers 'n erfdeel ontvang het, toe God die land in Josua vir die 12 stamme gegee het. Het die stam van Levi nie 'n erfdeel gehad nie, want die Here het gesê, ek roep julle tot 'n baie hoë diens. Eli se seuns het dan in die tempel gewerk, net soos Eli, want dit was natuurlik, dat as sy seuns begin groot word, hulle toegewy word volgens Deuteronomium en Levitikus, om as priesters van die Here gesalf, gewas en gereinig te word, en sekere offers gebring is, om hulle in diens aan die Here toe te wy. Hulle was eenkant gesit van hulle geboorte af, en later toegewy aan 'n permanente diens vir die Here. Hulle ten spyte van hierdie toewyding om nie te hou by die heilige dinge en die dienswerk nie, 'n keuse gemaak om hulle skuldig te maak aan gruwelike sondes in en om die tempel. Ten spyte van hulle toewyding, ten spyte dat hulle vir God gegee is, toe hulle as kinders toegewy is, dat hulle voor hulle geboorte as Leviete vir God eenkant gesit is, het die seuns van Eli besluit dat hulle nie God se diens op God se manier wou aanvaar nie. God het toegelaat dat hulle volhard in hulle keuses, en as ons gelees dat later het die Here gesê, hy sy genade van hulle onttrek het, omdat hy hulle wou doodmaak. Toegewyd van hulle geboorte af. Die tweede gesin, Elkana en Hanna se seun, word van die Here deur 'n gelofte van die afgebid van die Here, en Hanna sê, dat van voor sy geboorte af, ek hom aan u sal gee. Dat hierdie seun, as hy gespeen is, na die tempel gebring sal word, om vir ewig en vir altyd diens in die tempel te doen. Ons het ook gesien dat Samuel saamgewerk het, om hierdie gelofte, wat sy moeder gedoen het om hom toe te wy aan die Here, aktief in te deel. Samuel kies om die Here in die tempel te dien. Net soos wat Eli se seuns gekies het, ten spyte van hulle dat hulle toegewy het, om die diens in die Here van die Here in die tempel te verwaarloos, kies Samuel om aktief deel te wees aan hierdie toewyding wat oor hom uitgespreek is.
Dat egter 'n dag aangebreek, dat Samuel die roepstem van die Here moes hoor. En in hoofstuk 3 van 1 Samuel moes kies om aan die stem van die Here gehoorsaam te wees. Ek wil jy moet mooi kyk vanmôre. Alhoewel hy toegewy is en hy op 'n plek was waar sy moeder gesê het, ek gaan hierdie seun aan die Here gee, moes daar 'n tyd kom dat Samuel moes kies om na die stem van die Here te luister. Dieselfde met Eli se seuns. Toegewy en hulle moes kies. En hulle het gekies om dit nie te doen nie. Elkeen van hierdie twee seuns het die geleentheid gehad om hulle toewyding te kon kies, om gewillig te doen waarvoor hulle eenkant gesit is. En dit nie gedoen het onder die keuse van Eli of onder die keuse van Hanna nie. Dit wat Hanna en Eli vir die twee stelle seuns gekies het, was nie bepalend nie. Alhoewel hulle aan die Here gegee is, moes elkeen kies. Ek wil vanmôre voortgaan en ons dis waarby ons 'n ruk terug by stil gestaan het. Ek wil kyk hoe dit vandag in ons as ouers en ons kinders se lewens moet uitspeel. Ek wil 'n toepassing maak. En ek wil jy moet hierdie woord saam met my volg. En jy moet vanmôre, vertrou ek, raak sien dat dit wat ons vir ons kinders kies, 'n keuse is wat ons graag vir ons kinders wil hê, maar dat daardie kinders self Jesus moet kies. En nou is my vraag, en ek wil volgende week hierdie vraag wat ek nou gaan stel, antwoord. Hoeveel kinders is deur hierdie kerk se katedetiese opleiding? Hoeveel kinders waarvan julle weet in hierdie kerk deur die kategese is, aangeneem, voorgestel is, en die feit dat hulle nie in 'n ander dorp bly, nie vanmôre hier is nie. Iets het fout gegaan. Ek wil dit volgende week in detail begin antwoord. Maar ek wil die vinnige antwoord vanmôre vir jou gee in hierdie toepassing. By die gereformeerde doop, wanneer ons as ouers voor die kansel kom staan, nou moet jy vir my sê of jy saamstem en of jy nie saamstem. Is ek geleer dat dit wat met die kind gebeur 'n verbond is. En ek as ouer kom wy hom aan die Here toe, en maak die belofte
dat ek hierdie kind in die teenwoordigheid of in die dinge van die Here sal opvoed of laat opvoed. Want die doop het baie duidelik niks te doen met die saligheid van die kind nie. So ons wy ons kinders aan die Here toe en ons beloof dat ons hulle in die weë van die Here sal grootmaak. En nou is die vraag wat ek vra, waarom doop ons die kind? As ons dan die kind toewy, want die 3 vrae van die doopsformulier sê, glo jy dat die woord van God die enigste ware woord van God is? Dat jy alles wat in dwaling of in weerspreking verwerp en aanvaar dat die leer wat in hierdie kerk geleer word, die ware leer van die saligheid is. Nou wat is die leer van die saligheid? 1 Korintiërs 15 sê, dat Jesus gesterf het, dat hy begrawe is, dat hy opgestaan het, en dat hy hom lewend verskyn het. Dat 'n mens Jesus moet ontmoet. So met ander woorde, en dis waarvoor hy gesterf het. Hy het gesterwe om die sondes van my op hom te neem, sodat daar regverdiglik vir sonde betaal word. En ek nie nodig het om vir my eie sonde te gaan betaal nie. Daarom het hy gesterf. En ek moet hierdie geskenk aanneem. Nou bring ek, en dis hoe ek geleer is, bring ek hierdie kind na die doopvont toe en ek sê vir die Here, dat ek maak 'n belofte dat ek met hierdie toewyding die kind aan die Here sal toewys, sodat hy in die weë van die Here grootgemaak kan word, om as hy kan verstaan eendag die evangelie van redding te kan aanneem. Die kind word geleer dat hy Jesus in die kategese en in die sonnaskool aan voorgestel word en dat hy Jesus moet aanneem as sy verlosser en saligmaker. En daarom kan die ondervinding wat hy hier beleef vir hom baie duidelik niks beteken nie. Anders te staan dit in die plek van saligheid. En ons weet dat dit kan nie in die plek van saligheid staan nie. Niks geesteliks kan hierdie kind ontvang as dit nie gaan saam met 'n persoonlike ontmoeting met Jesus Christus nie. Met ander woorde, as ons dan sê dat die doop van 'n kind of die toewyding van 'n kind hom deel maak van die verbond en hom dus 'n kind van God maak, is vals. Want wanneer het daardie kind gekies? Julle onthou dat Samuel en dat Eli se seuns toegewy was, maar moes kies. Met ander woorde, as ons nou sê dat hierdie kind wat nou gedoop word, 'n kind van liewe Jesus word, dan dompel ons hierdie kind in 'n valse hoop en ons gee vir hom sekerheid van 'n saligheid wat nie die saligheid in Christus Jesus is nie. En dit skep verwarring.
Gelukkig is die kind, wat nou die dag, toe die kinders hier gestaan het met die doopsgeleentheid, is daai kind vanmôre nie hier nie. Want sy was in 'n toestand gewees, toe die dominee vir haar sê, dat ek trek 'n kruis in jou hand, en ek herinner jou aan die feit dat jy gedoop was, en nou 'n kind van Jesus was, en hy kind nooit gedoop was nie. Na die diens het sy daar in die hoek gesit, en sy het gesit en huil, en ek het gevra, hoekom huil sy? En die antwoord was, sy is in verwarring, en dis te veel vir haar, want sy was nog nooit gedoop, en nou sê die dominee, sy is gedoop, en sy is 'n kindjie van die Jesus, omdat sy gedoop is. En die kruis wat hy aan haar hand getrek het, bevestig nou die feit dat sy 'n kind van die Here is. As sy nie onthou dat sy gedoop was, sy was nooit gedoop nie. So sien jy die verwarring en die absolute valsheid wat ons vir hierdie kind gee. Om eerlik en regtig korrek te interpreteer, en ek gaan dit vinnig afhandel, want ons tyd loop weg, sal ons sien dat selfs aan die Jode verkondig was om weergebore te word, wat die doop en enige uiterlike teken ongeldig maak. Hulle as die verbondsvolk van God, die Jesus met Nikodemus praat in Johannes 3, toe sê hy vir Nikodemus, 'n toegewyde Fariseer, 'n skrifgeleerde, Nikodemus, jy moet weergebore word. En hulle was almal onder die verbond van die besnydenis. Selfs vir hom, 'n toegewyde skrifkenner, wat volgens die Joodse tradisies besny was, onder die verbond ingetrek is, moes weergebore word. Dit laat mens dink, of laat dit jou nie dink nie. Die apostel Paulus bied sonder enige onduidelik die evangelie aan sy lesers aan, en hy sê, julle moet hierdie evangelie hoor en glo. En hierdie evangelie is dat Jesus gesterwe het, begrawe het, opgestaan het. Gesterf het, opgestaan het, en homself lewend verskyn het. Glo jy dit? Dis die evangelie. Hy skryf aan die gemeente in Efese, in Efesiërs 2 vers 8 en 9, hy sê, ons word gered deur genade, op grond van die soendood en die kruis van Jesus, sonder werke, sodat niemand kan roem nie. So met ander woorde, ons moet baie mooi kyk waar jy jou saligheid plaas. Selfs om 'n kind te herinner dat hy gedoop is, hy nou 'n kind van die Here is 'n misleidende valse leuen. Want die doop bied geen saligheid nie. En wat ook al ek as teken gee, beteken niks meer as net dat ek mislei en verwar. Kom ons kyk na die Bybelse standaard van 'n verhouding. Wat sê God is die Bybelse standaard vir 'n verhouding met hom? Hy spring weg deur te sê dat geen mens word reg of as 'n kind van God
gebore nie. In Psalm 51 vers 7 sê Dawid, hy sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en hy vat die sonde wat hy met Batsheba gepleeg het, en die moord van Batsheba se man Uria, hy sê die oorsprong van my egbreek en die oorsprong van my moord lê in die feit dat ek nie 'n sondaar is omdat ek sonde doen nie, maar ek doen sonde omdat ek 'n sondaar is. Want ek is aan ongeregtigheid gebore. En in sonde het my moeder my ontvang. So die kind se verkeerde pad. En dit is nou jammer om dit nou vir almal te sê, as julle dit nie wil hoor of wil nie verstaan nie. Daai lieflike ou seentjie of dogtertjie of wie ook al ons koester en hy speel, is op pad hel toe. Want hy word so gebore. En dit maak vir my as vader en nou deesdae as oupa hierdie dringendheid om vir my kinders te sê, julle moet seker maak dat hierdie kind van Jesus hoor. Want hy moet die evangelie hoor en die evangelie aanneem om in die hemel te kom. Want hy is in sonde ontvang en gebore. Jesus gaan verder in Johannes 8 en hy praat met die fariseërs in die skrif en hy sê, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader het julle gedoen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en hy staan nie in die waarheid nie. Hy's 'n leienaar wat wil hê dat jy mislei moet word. En jou saligheid op alles baseer buite die kruis van Jesus. Onthou, hy praat hier nie met goddelose mense, hy praat met skrifgeleerde fariseërs wat al 630 wette op die punte van hulle vingers ken en nakom. Wat besny is, wat onder die verbond van die Joodse geloof ingebore is. Wat deel is van die verbond wat God gesê het met Abraham, ek sien hoe 'n nasie maak, ek sal die ander sien en ek stuur vir jou 'n Messias wat vir jou kom koning word op die troon van Dawid. Dis hulle bron van hulle saligheid. En hy sê vir hulle, julle die duiwel as julle vader. Ons en die mens kan nie deel in enige genadewerk sonder dat ek nie 'n bewustelike keuse maak om dit te aanvaar nie. Nou is my vraag, hoe kan 'n baba deel word van hierdie keuse sonder die geleentheid om te kan kies? As ek en jy hom nie wat van vertel nie. En hy nie besef dat hy soos ons as sy ouers in sonde ontvang en gebore is nie. Ek wil jou nou 'n voorbeeld toe vat en vergun my hierdie paar minute. Ek wil jou nou 'n voorbeeld toe vat in Genesis hoofstuk 12. Jy onthou dat God vir Abraham roep in Ur van Galdeë, die huidige Iran, tussen die Eufrat en die Tigrisrivier aan die Persiese Golf. Lewe hierdie man en God roep hom uit sy oorspronklike woonplek om na 'n land toe te gaan wat wes van hom lê teen die kant van die Middellandse See, wat God besluit het hy vir hierdie man se nageslag sal gee. God roep vir Abraham en God gee vir Abraham die geleentheid
om hierdie roepstem te hoor en te aanvaar. Abraham moes nie trek nie. Abraham het getrek omdat hy God in gedagtenis gehou het. En dan wat die skrif sê, hy het getrek en hy is regverdig omdat hy God geglo het. Hy moes gehoorsaam wees aan die roepstem. 3 hoofstukke later in Genesis 15 sluit God met Abraham 'n verbond. En julle moet Genesis 15 gaan lees, want hy sny die lam van sy kop af, deur sy rugstring, deur sy agter by sy stert, presies middeldeur. En dit was die teken van die verbond. 2 stukke van die lam, wat middeldeur gesny word, en daai 2 stukke karkasse is op die grond neergelê. En tussen hierdie offer ontmoet God vir Abraham en hy sluit met Abraham 'n verbond. Maar dit is so ernstig dat God vir Abraham uit die prentjie uithaal en Abraham in die slaap raak. En ons sien dat 'n kookpot en 'n fakkel in hierdie midde van die offer gaan staan, en daar staan dan God sluit daar met Abraham 'n verbond terwyl Abraham nie daar is. Want een van hierdie 2 is die Here Jesus wat in die plek van Abraham kom staan om met God hierdie verbond te sluit. Maar Genesis 15 vers 18 sê, daarom het God met Abraham 'n verbond gesluit. Abraham was nie eens daar nie. Hy sluit met hom die verbond nadat Abraham gehoorsaam weggetrek het. Ek wil 2 hoofstukke verder vat. God haal Abraham uit die pad uit. Want God sê, Abraham gaan nie die vermoë hê om met my hierdie verbond te sluit. Ek bring 'n plaasvervanger wat in sy plek staan, sodat die verbond ewig kan wees. Genesis 17, 2 hoofstukke later. Hoofstuk 12 word hy geroep. Hoofstuk 15 word die verbond gesluit. Hoofstuk 17 word die teken van die verbond gegee nadat Isak gebore is. En die verbond is die besnydenis. Voor hierdie was daar geen teken van verbond nie. Net gehoorsaamheid. Maar nou kom God en hy sluit hierdie teken in. En nou sê ons dat die doop het nou die besnydenis vervang as verbondsteken. Maar nadat die Jode besny was, moes hulle ook gedoop geword het om Jesus as hulle Messias te aanvaar. En daar's geen opdrag in die hele Nuwe Testament dat die heidene gedoop moes word. Kom ons kyk na teksverse. Genesis 1, ek wil hê jy moet mooi kyk. Hy sê, dit is my verbond, wat julle moet hou tussen my en julle, en jou nageslag na jou, almal wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'n seentjie van 8 dae moet dan onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte, die wat in jou huis gebore is,
die enige vreemdeling wat jy met geld gekoop het, wat nie aan van jou geslag is nie. Die besnydenis word vir die mans gegee. So as die verbond 'n teken is, en die besnydenis nou in die plek van die doop gekom het, waar het ons nou ingekom dat die dogtertjies nou ingetrek? Want die teken was van die besnydenis dat God hulle as Joodse volk gekies het. Besny moes hulle later gedoop word. Markus 1 vers 4 sê, Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop, hoor nou, en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. Johannes doop om Jesus bekend te stel, dat die Jode moes gedoop word, dat hulle sondes vergewe kan word deur Jesus te aanvaar as Messias. Matteus 28 vers 19, ons groot opdrag, of die groot opdrag, gaan dan heen, maak disippels van die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Markus 16 se oorspronklike of Markus se weergawe van die oorspronklike groot roepe moet u lees. Hy sê doop, bekering en tekens. Daar sal tekens wees wat na hierdie ondervinding plaasvind. Soos giftige slange vat, opneem, giftige goed drink, en hy noem 'n klomp goed wat nêrens te sprake kom by die Nuwe Testamentiese doop. En nou sê ouens, ja, maar dis nou Ou Testamenties of dis nou verwarrend en nou wil ons die doop hier uithaal en jy moet net glo en ons wil nou allerhande verskonings maak, maar hierdie doop het niks uit te waai gehad met heidene nie. Ek gaan verder, ek wil klaarmaak. Handelinge 2 vers 38 preek Petrus en hy sê vir hulle, julle is die rede hoekom Jesus gekruisig is. Julle dis 'n moordsaak. Julle is skuldig aan die dood van Jesus. En hulle word diep in hulle hart getref en hulle vra vir Petrus, wat moet ons doen? Petrus sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders, al wat daar ver is, die wat die Here ons God naam sal roep. En nou is vers 39 die bewys dat ons nou kinders moet doop. Hierdie belofte dat die Jode Jesus moes aanvaar as Messias is ook vir hulle kinders. En dis vanmôre belangrik om hierdie ding te sien dat toewyding niks beteken sonder dat ek soos Eli en Samuel nie kies nie. Die doop hier is dus om Jesus as Messias te erken. Ek sluit af. Lees maar in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 17 en 18, waar die apostel Paulus die evangelie met die heidene deel en hy sê dat hy nie gekom om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. En nou gaan jy nie hel toe as jy gedoop is nie. En nou gaan jy nie hel toe as jy nie gedoop is nie. Maar maak tog net seker dat jy dit wat staan vir wie op die regte plek plaas. Ek wil hier afsluit en ek wil jou nooi om volgende week te kom luister. Ons gaan nie hiermee aan nie. Ek wil volgende week die vraag antwoord wat ek nou gevra het. Ek wil jou nooi om 2 Timoteus 2 vers 14 tot 26 hierdie hele week te lees. 2 Timoteus 2 vers 14 tot 26. Lees die gedeelte, lees hom elke dag en berei jou hart voor dat ons volgende week die woord van die waarheid kan regsny. En vir jou wys waarom dit so absoluut belangrik is.
Kom ons buig ons harte en dan gaan ons eers net saam bid. Here, baie dankie. Dis 'n voorreg om vanmôre u woord en u begeertes opnuut weer te verneem. En Here, om dit wat belangrik is op die regte plek te plaas. Ja Here, ons wil graag, en ek het self my eie kinders gebring, om hulle aan u toe te wy en 'n belofte te maak dat ek hulle van Jesus sal leer. En Here, hoe goed of hoe sleg ek dit gedoen het, gaan niks vir hulle beteken as hulle nie 'n keuse daarvoor maak nie. Want ons elkeen staan vanmôre verantwoordelik voor 'n keuse. Om dit wat aan ons gebied is, te hoor en te glo en te aanvaar. Dis die evangelie. En ek wil kom bid vanmôre, Here, dat ons met erns in die evangelie van Jesus sal ingaan. En daarmee met versigtigheid en erns sal werk. En dit met passie en met vrees en bewing te verkondig. Dat Jesus sterf, Jesus begrawe, Jesus staan op, Jesus verskyn. En dat ons dit sal glo en aanvaar. Here, dankie dat ons toegewy is aan U, maar dat ons kan kies en dit ons saligheid bepaal. Baie, baie dankie vir die woord. Ons aanbid U in Jesus se naam. Amen.